Goeiemorgen, dit is dinsdagoggend 23 Desember 2025 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Gister het ek 'n bietjie met julle gepraat rondom die ongelukkigheid in Europa. Die boere wat al hoe meer in opstand kom, wat as het ware hierdie regse behoudende faktor verder stuwing kry of stuwing gee na 'n ander Europa as die een wat die afgelope paar jaar daar bestaan het. Nou, in Duitsland het ons in die 2025 verkiesing het ons gesien dat inderdaad het die AfD, dit is die alternatief vir Duitsland, het hulle die hele Oos-Duitsland, die ou Oos-Duitsland, het die behoudenis gewen. En daar kan julle sien, daai blou gedeelte is Oos-Duitsland, die ou Oos-Duitsland. Daar waar die Berlynse muur die twee groeperings geskei het en waar Ronald Reagan vir Gorbachev gedaag het om die muur af te breek en hoe hulle gesê het, ja goed, unifikasie kan plaasvind en dan mag Oos-Duitsland deel raak van NAVO, maar geen ander lande verder oos mag deel raak van NAVO nie. Maar Oos-Duitsland het toe deel geraak. Maar interessant, het die Oos-Duitsers nooit 'n sê gehad of hulle met Wes-Duitsland wou verenig, al dan nie. Dis 'n interessante ding. Met ander woorde, hierdie meer konservatiewe gedeeltes van Duitsland het nie eintlik 'n sê gehad of hulle wil deel raak van die liberale, meer oop westerse gedeelte op daardie stadium nie. Baie amper soos hier by ons, waar baie ook nie eintlik 'n sê gehad het oor wat op die ou einde van die dag gebeur het nie, en is die politieke besluite wat geneem is, uitgevoer sonder dat opinies van die mense werklik in ag geneem het. En dan gaan baie mense sê, ja, maar ons het hier 'n referendum gehad, en ek kan nou vir jou sê, daai referendum was nie oop en eerlik nie. Maar kom ons vergeet daarvan, ons praat vandag oor Oos-Duitsland. As ons dan nou kyk, die gematigheid, die Christelike oriëntasie en die behoudenheid en konservatisme wat ons nou in Rusland, Hongarije, Pole ondervind, is dit interessant dat die Oos-Duitsers, wat voorheen deel was van die Sowjetunie, nou wil terugkeer, wegbreek van Wes-Duitsland. Kom ons luister net gou na wat hulle hier sing. En dit natuurlik nou, verlede week geneem, waar hulle skree, Oos-Duitsland, Oos-Duitsland. As ons dan sien die verdeeldheid op die grense van waar die stemme gelê het in die 2025 verkiesing, waar die AfD die hele Oos-Duitsland verower het en die res liberale groeperinge het Wes-Duitsland verower. Dan dink ek nie, dis verregaande om die vraag te vra of Oos-Duitsland die eerste gebied in Europa gaan wees wat homself gaan afskeer van dit waar hy nou sit nie. Hulle is nou deel van Duitsland, maar hulle vra die muur terug. Ons wil die muur terug hê, ons soek die skeiding terug.
Ons wil nie met hierdie woke, liberale, westerse waardes verder saamlewe nie. Nou as ons dan gaan kyk, en interessant is die Blou Party, en ons gaan terug en ons dink aan die gesprekke wat ons gehad het oor wat Siene gesê het, beweringe wat gemaak is, dan kan ons glo dat Oos-Duitsland dalk op 'n stadium net gaan omdraai en wegstap van die Europese Unie en wegstap vanaf Wes-Duitsland. Met ander woorde, hulle soek hulle grond terug, hulle soek hulle land terug, hulle wil nie hê dit moet in 'n gemors soos die Weste ontaard nie. Interessant is dat die grootste gedeeltes van die Duitse weermag dan ook in Oos-Duitsland voorkom en in Oos-Duitsland geleë is. Dis waar die meer gematigde, of kom ons sê normale mense, behoudenis, soos ons, waar hulle hoofsaaklik gevestig is. En met al die oorlogspraatjies wat ons nou van Merz en Kiev af kry, moet ons verwag dat Duitsland, Brittanje en Frankryk, wat die leiding neem met hierdie aanslag teen Putin en Rusland, dat daar 'n massiewe skeuring gaan plaasvind. Dit wil vir my al hoe meer lyk, en ek het gister daaroor gepraat, dat die Europese Unie binnekort totaal uitmekaar uit kan val. En as Duitsland in die helfte skeur, gaan baie goed vir ons begin sin maak tussen behoudend en wokeness, liberale, extreme liberalisme, soos wat ons nou onder Merz in Duitsland ervaar. Ek dink nie is verregaande om sulke veranderinge ergens deur die nuwe jaar te sien gebeur nie, want dit lyk vir my asof die Oos-Duitsers werklik hulle self begin mobiliseer. Dis ook daar waar die grootste ongelukkigheid is oor die onwettige immigrante wat deur Angela Merkel toegelaat was om hulle land binne te kom. Miljoene van hulle, en die Duitsers is glad nie daaroor gelukkig nie. Maar net tyd sal leer wanneer die mense, die wil van die mense, die wil van die regering gaan oorkom. Dis asof die regerings van daai 3 lande besef hulle is op hulle laaste voete, en dis hoekom hulle daardie streng maatreëls aangekondig het op sosiale media, wat jy mag sê, wat jy nie mag sê nie. Mense wat in Brittanje gearresteer word oor dit wat hulle op sosiale media sê, so wil hulle beheer probeer behou, maar die mens bly die sterkste element. Maar as dit te ver gegaan het, dan kan jy nie meer die sterkste is nie. Dan het jy jou magte ontneem, alles is weg, en dan is dit te laat. Nou, ons het gesien wat in Suid-Afrika gebeur het destyds, dat baie tyd verloop, 32 jaar, het verloop sedert 94 se verkiesing. Ons het gesien hoe die land eintlik agteruit gaan verbrokkel, en dis asof daar nou 'n stem onder ons Afrikaners opgaan, wat amper wil sing, soos die Duitsers, Oos-Duitsland, wil ons ook beginne sing, wil ons ook sê, ons eie land, al hoe meer voel ons eie mense so, dat ons net soos Oos-Duitsland nie met die linkses in Duitsland kan saamwerk en saamstaan nie, net so wil ons ook nie meer met die liberale, extreme linkerkant van die politieke spektrum mee saamleef nie. Want ons waardes verskil, ons maniere van doen, en daar word nie aan ons ruimte gegee om ons eie self uit te leef nie. Ons eie kultuur te beoefen ten volle nie. En wanneer dit wel gebeur, is die media aanvalle oorweldigend.
teenoor die van ons wat eintlik maar net ons eie soek. Die reg om 'n sê te hê oor ons eie toekoms vorentoe. Die reg om 'n sê te hê oor ons geloof, ons kultuur, ons skole. Dis al wat ons vra. En ons is nie die enigstes in die wêreld nie. Toenemend gaan ons dit sien, maar julle sal hierdie video nie op die hoofstroom media te sien kry nie. Dit word weggesteek, want die res van die wêreld moet tog nie agterkom dat die globalistiese wêreldplan van 'n reënboog nasie dwars oor die aarde alreeds besig is om te misluk nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek praat dan môreoggend weer met julle. Mooi loop en 'n lekker dag.